Kom ons gee vir die belydensklas van 2025 'n groot handeklap. Van hulle lyk angstig, maar ek beloof julle, hulle almal is angstig. Die meeste van julle lyk mooier vandag as wat julle daar lyk. Maar ons kan ten minste sien is dieselfde groep. Ons het Vrydag het die belydensklas saam met hulle ouers, 'n paar familielede en so aan, 'n gesinskonferensie gehad en daar het die belydensklas op 'n stadium hulle eie geloof. Hoe verstaan hulle geloof? Wie dink hulle is God en wie dink God is hulle? Antwoorde voorgegee. En nou juis in die gees van die feit dat julle deel van 'n gemeenskap is. So nie dat julle net 'n individuele verhouding met God het nie, dit ook, maar dat julle as deel van die liggaam van Christus antwoord op die vraag ook. Wys ek vir julle of deel ek met julle hulle antwoorde. En nou wil ek sommer net sê, dit is belydensklas unfiltered. So daar's spelfoute en daar's 'n klomp goeters en ek het dit net so opgesit sodat julle presies kan sien wat dink hulle. Die eerste vraag wat hulle moes beantwoord is: beskryf jou geloof in een woord. En toe daar 'n klomp temas na vore gekom, waarvan dankbaarheid baie sterk uitgestaan het. Dankbaarheid, dankbaar, gelukkig, redder, liefde, spontaan, volhoudend, waardevol, Vader, groei, gelukkig, genadig, geduldig, awesome, groeiend, asemrowend, standvastig. Dit is iets van wat die jong mense, die nuwe en jong generasie van die kerk glo. Dis iets van deel van die antwoord wat hulle vandag ook bely. Toe ek hulle gevra, wie dink julle is God? Wie is God vir jou? Vader, het sterk uitgestaan. Redder, koning, hulp, liefde, vriend, herder, fondasie, alles. Heilig, Pa, lig, almagtig, voorsiener, oupa, gemoedsrus, veilige hawe. Ons jong mense weet wie God is. Ons jong mense leef met 'n egte, opregte verhouding as die persone wat God hulle gemaak het in verhouding met God. En toe het ek hulle die dalk moeilikste een gevra: wie is jy vir God? Alhoewel ons baie keer so graag eerder praat van jong mense of tieners, het die tema van kind, ons almal kinders van God, nog steeds die grootste uitgestaan. Kind, volgeling, seun, skapie, 'n man op reis na geloof, 'n dogter van ons koning, klein gelowige, dogter van 'n koning, dogter, verlore skaap, wonderwerk, evangelis, werker, kosbaar, skapie. Ons jong mense weet wie hulle is in verhouding met God. En daarom is hierdie geleentheid so spesiaal. Daar's twee aspekte aan belydenis van geloof. Ons deel met die genade kant van die storie en ons deel met die geloof kant van die storie. En miskien as ons oor die genade van vanoggend praat, kan ons dit dalk eenvoudig soos hierdie stel. God roep jou, elkeen van julle, op jou naam. Die meeste van julle is al reeds gedoop en daar was dit ook gesê. God roep elkeen van julle nog voordat julle kan, dalk nie voor julle kan bo en baan nie, julle kan reeds bo en baan dan as julle klein is. Maar voordat jy enigstens 'n idee het van wat God se liefde is, roep God jou, elkeen van julle, op jou naam. Dis die genade, en dan kom die geloof. God roep jou op jou naam, sodat jy God se naam ook kan aanroep en kan uitroep. En dis wat julle vanoggend hier sal doen. So daarom voor ons nou die viering van die belydenis van geloof doen, wil ek elkeen van julle ook uitnooi. Ons gaan op 'n stadium 'n doopherdenking ook doen, en ons het wel een doop, maar om sommer net aan jou eie geloofspaadjie ook te dink. Hierdie is nie die einde van die geloof, van jou geloofspad soos Dirk gesê het nie. Dis maar net een roetemerker, een checkpoint op jou pad saam met Jesus, op jou geloof. Net so het ons almal 'n klomp checkpoints, 'n klomp hoogtepunte in ons geloofslewe, in ons op pad wees saam met God. So terwyl hierdie gebeur en ek nou ongelukkig maar vir 'n ruk my rug op julle gaan gedraai hê, dink sommer net terug aan jou graad 11 jaar of matriekjaar, of hoe jou belydenis van geloof ook al uitgespeel het. Jou doop, of dalk jou kinders se belydenis van geloof, jou kleinkinders. Ons is een
liggaam van Christus, een gemeente, een gemeenskap wat hierdie geloof saam kan vier. So ek gaan vir julle nou 4 baie official vrae lees, en al hoekom ek dit official lees, is, nie om julle op die spot te sit of so nie, maar omdat dit lekker is om te hoor wat al die verskillende fasette daarin is, en dan gaan julle nou moet antwoord. Spoiler alert, die regte antwoord is ja. Ons het hieroor gepraat. Die regte antwoord is ja, ek, Stefan, maar gebruik jou eie naam, glo in God en ek volg vir Jesus. Dis wat julle vanoggend beloof. Ek lees vir ons die 4 vrae. Glo julle dat dit wat ons in die woord van God leer, in die Ou en die Nuwe Testament leer, genoeg is om 'n pad saam met God te kan begin stap? Dat dit vir ons verduidelik wie Jesus is en hoe dat ons deur Jesus gered is? Beloof julle om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie volg van Jesus deur die skrif, om dit getrou te doen vir die res van julle lewe en nie een of ander dwaalpaadjie te kies nie? Julle kies om vir Jesus te volg en nie iets of iemand anders nie. Bely julle dat die Here Jesus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet, en beloof hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief, deelnemend, betrokke te wees by die werksaamhede van die kerk. En aanvaar jy dat jou medegelowiges, so julle wat hier langs mekaar staan, ek wat hier voor julle staan en die res van die gemeente wat hierso sit, dat hulle ook die verantwoordelikheid het om julle op die regte pad te hou, dat ons die verantwoordelikheid deel om mekaar op die regte pad te hou. Ek gaan die mic sommer daai kant begin, en dan kan julle hom sommer net so aanpas en elkeen julle antwoord deel, dan kan jy kan begin. Ja, ek dank en glo in God en ek volg vir Jesus. Ja, ek Johanrey glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Corney glo in God, ek volg vir Jesus. Ja, ek Emil glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Johan glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Shay glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Kyle glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Willeke Redlinghuis glo in God en ek volg vir Jesus. Ja, ek Kayla glo in God en ek volg vir Jesus. Ja, ek Sorita glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Straiger glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Anja glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Janay glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Frank glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Nanet glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Zenay glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Vanya glo in God en ek volg vir Jesus. Ja, ek Danny glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Leandro glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Monique glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Nikita glo in God en volg vir Jesus. Ja, ek Maries glo in God en volg vir Jesus. Kom ons gee 'n groot hande klap. Ek besef dit is awkward en ek besef dit is baie robotiek, maar ek glo en vertrou en hoop en bid dat julle lewe saam met Jesus Christus meer organies en deelnemend sal wees as hierdie ja, ek glo in God. Om nog iets daarvan te bevestig en sommer net om ook terug te dink dat hierdie is nou nog 'n mylpaal waarvan jou doop dalk 'n vroeër mylpaal was, die van julle wat gedoop is, gaan ek julle 3-3 nooi om nader te staan en net so doop herinnering te doen. Dan kan ek gaan jou vir nou skiep, ons sal by jou kom. So JV tot by Emil, kan julle hierso kom staan en sommer julle hand so in die water sit. Hand in die water. Mag julle in hierdie geleentheid, waar jy terugdink aan die feit dat jy gedoop is, dat God jou lank terug geroep het, mag jy beleef hoe God jou nie net roep nie, maar hoe God jou vorm en stuur
sodat jy as sy kind, sy gesand, soos een van die tekste gesê het, in hierdie wêreld lewe kan bring saam met hom. Amen. Kyle, Kushay, Johan. Mag julle ook beleef hoe Christus se redding werklik op elkeen van julle skouers rus en hoe God drie-enig julle roep om as medewerkers van hom in hierdie wêreld te leef met julle unieke belangstellings en persoonlikhede. Mag julle beleef hoe God julle elkeen gaan gebruik vir nou en vir altyd. Amen. Malika tot by Zurita. En Kayla voel haar moet ek genoem word. Mag julle beleef dat God se liefde vir elkeen van julle genoeg is. Dat julle deur God wat in julle harte werk, van voor julle kan besef, maar nou ook nog en vir altyd, selfs deur die donker dae wat dit dalk moeiliker voel, dat God in julle harte sal werk, dat God julle sal verander, sodat julle vir ander mense kan leef, dat julle werklik brugbouers in hierdie wêreld sal wees. Amen. Volgende 3, Julianay, Megan, daar mis ek 'n naam, sien ek is net so gestres soos julle, Anja, Streicher, sorry daaroor. Mag julle beleef, dat anders as menslike tekortkominge, dat God getrou is. Dat julle verhouding met God 'n verhouding is wat alle verstand te bowe gaan. En hoe God jou ontmoet, net daar waar jy is, en die pad saam met jou stap, en jou in staat stel om 'n klomp goeders te doen, dat ons dink menslik onmoontlik is. Mag jy beleef hoe God jou toerus en lei op hierdie pad saam met Jesus. Amen. Volgende 3. Julle is reeds geloop. Julle is reeds van jongs af deel van die kerk, kinders van God. En hier waar julle nou geantwoord het, bevestig en bely julle dit. En my gebed vir julle is dat julle mag voel hoe hierdie realiteit, julle kind van God wees, vir julle genoeg is om in alle opsigte, deur alles wat die lewe aan julle kant toe gooi, aan te hou om vredemakers te wees. Mense wat God se lig en liefde leef. Mense wat lief is vir God. En mense deur wie ander ook naby aan Jesus kan kom. Mag julle dit besef en mag julle dit leef. Amen. Volgende 3. Jy mag maar ontspan. Mag julle beleef hoe God se seën werklik op julle rus. Mag julle ervaar hoe Jesus Christus se redding jou hart kom verander. Mag jy beleef hoe die redding van Jesus deur die Heilige Gees vir jou genoeg is, selfs al maak jy droog weer en weer, keer op keer. Mag jy beleef hoe God jou roep, altyd weer roep, altyd terugroep om sy kind te wees, om sy liefde te leef. Mag jy beleef dat God se genade vir jou genoeg is. Amen. Laaste 3. Julle is al lank op pad saam met Jesus. Vandag is maar net nog 'n bevestiging, nog 'n hekkie waardeur julle stap. En my gebed vir julle is dat julle mag besef en beleef hoe God hierdie pad altyd saam met julle stap. Partykeer voel dit maklik, partykeer voel dit moeilik, partykeer voel God naby, partykeer voel God ver. God is altyd naby. God roep nie jou naam van 'n afstand af nie, maar God roep jou met 'n sag fluister in jou oor. So naby leef God aan jou. Mag julle dit in elke oomblik in hierdie nuwe fase van julle geloof besef en mag dit julle verander en in staat stel om God se liefde in hierdie wêreld te leef, nou en vir altyd. Amen. Dankie, dan wil ek jou vorentoe roep. Ons het ook die geleentheid om vandag vir Duncan te doop. En natuurlik is die 2 sakramente wat die Here vir ons gegee het, die doop en die nagmaal wat ons beide vandag kan vier. En dis regtig net 'n groot herinnering van die pad wat God saam met ons stap. En ook van die feit dat hierdie genade en geloof wat ons so maklik oor praat, eintlik bo ons verstand en bo ons begrip is. So
Persoonlik raak ek altyd, dit is my altyd snaaks as ons babas doop en sê, ons doop hierdie kind nog voor hulle weet wat God se genade is. Ons weet nie wat God se genade is nie. God se genade is groter as ons verstand en daarom kan ons nie eens eintlik sê dat hierdie 'n voorreg is nie, want dit is selfs groter as dit. Duncan, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, sy Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, wat 'n voorreg om vanoggend hierso te kan saam wees. Wat 'n voorreg om saam met die belydennisklas ons geloof te kan bely en te kan vier. Here, wat 'n voorreg ook om vir Duncan te mag doop. Mag U in hierdie oomblik, in hierdie heilige spasie van die erediens, ons harte kom oopmaak, sodat ons iets van U grootheid besef en verstaan. Here, mag U ons harte kom aanspreek, sodat dit nie net bly by 'n mooi ervaring, Here, maar dit bly, of dat dit 'n verhouding, 'n geaktiveerde verhouding word, Here, waar ons in alles wat ons doen, vir U leef. Heilige Gees, kom werk in ons, sodat ons op die algemene, normale, gewone plekke van elke dag U teenwoordigheid mag opsoek en mag raak sien. Here, en kom seën ons, sodat ons lewe ook tot seën van ander kan wees. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie dat ons die voorreg het om 'n verhouding met U te kan en mag leef. Dankie vir 'n gemeenskap met wie ons dit kan deel. Amen. Ek wil julle nooi, voor ek aan Dirk weer oorgee, wat die nagmaal vir ons sal instel, om saam te staan en dan bely ons geloof hardop saam.